Maar vanoggend vier ons Palmsondag, 'n fees. En dis hoekom ons vanoggend hier is, om hierdie Palmfees, hierdie fees te vier. En dit is baie interessant as mense na die kronologie kyk van die gebeure, dat hierdie fees plaasvind eintlik in die begin van 'n baie slegte week. Die week eindig waar die kruisiging plaasvind. Maar hierdie spesifieke geleentheid, wat ons dan nou in ons kerktradisies vier as Palmsondag, is 'n feesgeleentheid. Nou gaan net vir julle foto's wys van so 'n bietjie hoe die kuns oor die tydperk dit uitgebeeld het. Maar vanoggend is ons hier om fees te vier. Ons is 2000 jaar later en ons verstaan so 'n bietjie meer van hoe dit nie net die kronologie van goed gebeur het nie, maar ook hoe die gebeure inspel, en ek gaan so iets daarvan uit Johannes uit probeer verduidelik vanoggend, en hoe dit dan vir ons help op hierdie pad, tot by Vrydag en dan eventually tot by Sondag, tot by die opstanding, en hoe dit dan ook in die groot wêreld gebeure dan ook inspel. Vriende, kom ons blaai dan na Johannes toe. Ons gaan dan Johannes hoofstuk 12 lees, vanaf vers 12 tot en met so by vers 19. Gaan ek vir ons 'n paar verse saam lees. Ek gaan die 83 vertaling lees. U is welkom op die selfoon te lees. Ek sal weet julle is nie besig om WhatsApps te stuur nie. Of te kyk op Google of ek nou die regte goed sê nie. Dis mos ook nou deesdae wat gebeur. So Google net gou-gou of die dominee naam nou nie hier het om ons praat het. So okay. Maar julle is baie welkom om dit ook te doen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre u woord het en dat ons dit mag lees. U is vir ons goed, Here, deur van ons die woord te gee in ons eie taal en binne in hierdie plek waar ons Suid-Afrika noem en op hierdie week stad noem, hier waar ons saam kan wees as u kinders. En dan maak ons hierdie woord oop vanmôre. En dan lees ons dit, Here, op hierdie oggend van Palmsondag. En ons gebed is, praat met ons deur die werk van die Gees. Want u Gees is hier. Dankie Here vir die lydenstyd wat ons gehad het die afgelope 40 dae. En dat ons nou in die begin staan van die groot lydensweek. Mag dit vir ons elkeen 'n persoonlike reis wees, 'n herontmoeting, waar ons by mekaar kom en by u stil word. In hierdie laaste paar tree, tot ons dan Vrydag vier die kruisiging, en dan Sondagoggend met wit klere kom en die opstanding vier. Dankie dat ons die woord in ons hande het, of op ons selfone, en vanoggend daaruit mag lees. Amen. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. En hierdie fees is natuurlik die Pasga, ek gaan net nou daaroor iets sê. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Hierdie week, of ek luister so hierdie week ergens op RSG, en ek hoor as nou 'n verhaal van 'n donkie, wat hulle hier in die middag lees, hier so van 2:45 se kant af. Interessante vertelling van 'n donkie se perspektief oor hierdie gebeure. Vers 16. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink wat daar geskrywe staan. Op hom dit wat op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het en hom uit die dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. En daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gekom. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Tot sover die gedeelte wat ons gaan saam lees. Nou, daar was 'n fliek so 'n paar jaar gelede gewees met die naam The Perfect Storm. En binne in die weerwêreld is daar 'n term wat gebruik word, The Perfect Storm. Die fliek het gegaan oor die Andrea Gale wat 'n vissersboot was wat uitgegaan het daar van Massachusetts af en toe nooit teruggekom het nie, want die vissersboot is gevang in 'n perfect storm. Nou 'n perfect storm in weerterminologie is wanneer 3 weerstelsels, gewoonlik kom 2 weerstelsels bymekaar. Maar as daar 3 weerstelsels bymekaar kom, dan noem hulle dit in die weerterme 'n perfect storm. En as hierdie goed bymekaar kom, is dit totaal en al
amper ingrypende gebeure in die natuur wat dan plaasvind. Nou wat op hierdie stadium besig was om af te speel, as ons nou vir 'n oomblik kan teruggaan en ons is 'n week voor die kruisiging in Jerusalem in, is iets van 'n perfect storm wat besig is om homself daar af te speel. En soos met 'n perfect storm in die weergebied, is daar 3 aspekte wat belangrik is wat afspeel binne in hierdie perfect storm in. En ons gaan so 'n bietjie stil staan so by elkeen van hierdie 3 gedeeltes. So die eerste ene is die Romeinse ryk. Die tweede deel, komponent van hierdie perfekte storm wat besig is om af te speel, is die Jode, want hulle het 'n bepaalde verwagting gehad. En dan die derde komponent van hierdie perfekte storm is natuurlik Jesus self, wat 'n speler in hierdie verhaal is, wat hier afspeel in hierdie tyd in. En dit is nie net hierdie oomblik toe hy in Jerusalem inkom nie, dit is ook hierdie hele tydperk wat hy daar was, die 3 jaar, en dan hierdie gedeelte wat sy kulmineringspunt of sy fokuspunt nou begin kry, wat dan by die kruisiging afspeel. Nou, hoe het Jerusalem gelyk? Ek dink, ons sit met prentjies in ons koppe in, oor 'n Jerusalem wat vandag is, ek baie van julle het dalk die geleentheid gehad om soontoe te gaan, maar Jerusalem was nie 'n groot plek gewees nie, alhoewel die Bybelse terme, as die Bybel praat oor Jerusalem, dan praat hulle van hierdie magtige stad, maar eintlik was dit maar 'n redelike kleinerige stad in die Midde-Oosterse tyd van daai tyd, en het hy so op 'n berg, hy lê op 'n klomp sulke koppies en sulke heuwels, en hy het so min of meer op daai stadium reken hulle so tussen 80.000 en 100.000 mense gehad wat daar gebly het. So dit was nou nie hierdie groot mega city gewees nie, maar vir daai tyd was dit uit die aard van die saak 'n tyd gewees. Dan wat op hierdie stadium in Jerusalem self plaasgevind het, was dat dit die Pasga-fees was. Nou die Jode het 'n kulturele fees gehad om die uittog uit Egipte uit. En julle ken die verhaal, wat die uittog uit Egipte was, en elke jaar het hulle die Pasga gevier, as 'n herdenkingsteken of 'n herinnering, dat die Here hulle bevry het, uit Egipte land toe hulle slawe was. Kyk, so, almal kom Jerusalem toe. So dan reken die geskiedskrywers, dat daar so min of meer rondom so 1 miljoen na 2-3 miljoen mense toe was, wat gekom het na die Pasga. So dit was groot geweest, dit was die Jode se groot kulturele fees geweest. Nou, ons moet ook verstaan, in daai tyd in, was die tempel die groot aantrekkingskrag in Jerusalem geweest. Want dit was die plek waar hulle kom gevoel het, of geglo het, eintlik nie gevoel het nie, maar geglo het, maar God is hier teenwoordig, God bly in die tempel. God se teenwoordigheid is daar. So as ek in sy teenwoordigheid wil inkom, dan moet ek na Jerusalem toe gaan, ek moet optrek en hierdie fees gaan bywoon. So die Pasga was 'n baie belangrike fees gewees. So daar kry mense nog so 'n bietjie van 'n ander uitleg van die stad, en dan sê jy sien aan die regterkant so min of meer in die middel bo, sal jy sien is die tempel, of wat praat van die Temple Mount. Nou as jy vandag in Jerusalem kom, dan gaan jy sien, dit is waar die Al-Aqsa moskee is, die tweede heiligste plek van Islam. Is presies daar gebou. En die konflik wat op hierdie stadium in die Midde-Ooste afspeel, wat nog eintlik maar al die jare in die Midde-Ooste afspeel, het baie te doen, ook maar met 3 goeters, oor magte en kragte van empires, soos die Romeine was, ek gaan nou 'n bietjie oor hulle gesels, en dan die Jodese verwagting, en Jesus. Dis altyd hierdie 3 in die perfekte storm in. So dit was so min of meer daar gewees, daar was 'n geskiedskrywer met die naam van Josefus, interessant, so ons kry nie net die verhaal van die Pasga in die Bybelse literatuur nie. Die Pasga storie is groter as Bybelse literatuur, en Josefus, wat nie 'n Christen was of nie 'n Jood was nie, wat net 'n geskiedskrywer was van sy tyd, skryf oor die Pasga. En hierdie groot fees wat in Jerusalem plaasvind, en hoe die Jode van oralste oor, ons praat van die diaspora, hoe hierdie Jode kom en dan hierdie fees kom vier dan ook. Goed, so dit was 'n feestyd gewees in Jerusalem. As ons na die geskiedenis kyk, en ek gaan so 'n paar foto's julle wys, of 'n paar skilderye wys, as jy bietjie kyk na skilderye van hoe is hierdie fees uitgebeeld, of hierdie intog in Jerusalem uitgebeeld, in die kunswerke van, sê nou maar die laaste 1500 jaar,
Dan is dit interessant om te kyk as jy na die gesigte kyk van die mense wat agter die donkie gebeure is hulle strak en stroef. Hulle is nie bly nie. Kyk net so 'n bietjie daarso. Ons sommer vinnig sien, jy is lang gesigte, jy weet, hoe kan ons nou sê vanmôre, dis 'n fees, en dan vir 'n lang tyd in die kerk se geskiedenis was dit die prentjies wat, want dan net in die skilderye wat in kerke opgebring is, was sommer aangebring is, of die ikone wat hulle van praat, was juist omdat mense nie kon lees en skryf nie. So die prentjies, die skilderye in die kerk, die brandskilder vensters, het die verhaal van die Bybel vertel. Meeste van die kerke is so uitgelê, as jy in Europa kom. En die rede daarvoor is dit omdat dit 'n stroef en 'n straktyd in die mensdom se geskiedenis was. Dit was die middeleeue gewees. Hier van 500 af, na Christus het die Romeinse kerk opgekom, en dit het die middeleeue aangebreek, en dit was 'n stroef en 'n strakke tyd, so mense was nie lus om fees te vier nie. As jy mens bietjie kyk na nuwe uitbeelding, so in die laaste 100 jaar, 50 na 100 jaar toe, en veral ook uitbeeldings wat deur Afrika skilders geskilder word, wat nou so 'n bietjie my interest is, omdat ek nou baie werk, en my groot deel van my werk gaan oor die verhoudinge in Afrika, dan sê hulle sien, dis bly prentjies. Kyk na die gesigte. Dis 'n fees, mense is bly, kyk hierdie een in die regterkant onder, die kinders is bly en opgewonde, en eintlik vertel hierdie prentjies meer vir ons van die gees wat daar eintlik in Jerusalem was. Want die mense was bly dat Jesus gekom het. Hulle was op daai moment, Vrydag is 'n ander storie, maar op daai moment toe hy inkom in Jerusalem, was hulle bly geweest. Daar was 'n stuk vreugde geweest. Nou natuurlik, uit die aard van die saak, ons het 2000 jaar later, ons verstaan meer as wat die middeleeuse mense verstaan het, wat nie altyd toegang gehad het tot die Bybel nie, wat net prentjies gehad het, nie self kon lees nie, dat hulle dalk 'n stroef en 'n strakke uitbeelding daarvan gehad het. Maar ons het 'n ander verstaan, en ons het 'n ander prentjie daarvan vandag. En dan kry ons hierdie ikoon, wat eintlik vandag vir ons die prentjie gee. Hierdie skildery vertel eintlik vir ons al drie die gebeure, en dis wat ons eintlik sien. Ons sien aan die linkerkant die intog, dis waar ons dag is, Vrydag se kruisiging in die middel, en dan aan die regterkant die opstanding. Dis die volledige prentjie. En ek 'n pragtige uitbeelding van alles wat gebeur het, en dit vat eintlik hierdie hele week, hierdie groot lydensweek wat julle nou gaan vier, klomp goed wat in julle gemeente gebeur, en volgende naweek het julle klomp goeders, en dit vat eintlik alles dit saam, in hierdie een ikone. Maar goed, kom ons kyk na die perfekte storm. Daar's twee onderliggende goed, of drie onderliggende goed, as ek gesê het, ek het twee net hierso opgesit. Die eerste ene was oor die Romeinse Ryk, die empire van daai tyd in. Nou, daar's altyd empires en altyd mag in die wêreld. Ons kom nie daarvan af weg nie. As jy na die kerk se geskiedenis kyk en jy kyk na die wêreld se geskiedenis, dan moet jy begin verstaan eintlik al hier van die tyd van Dawid af, hoe mag en die groot ryke van daai tyd in die Midde-Ooste, die verhaal wat ons in die Bybel het, 'n verhaal is wat gaan afspeel altyd tussen 'n groep mense en 'n empire of 'n mag, 'n groot wêreldmoondheid, Afrikaanse woord daarvoor, en hoe daai groep mense wat gelowig is, inspeel binne in die empires of binne in die groot moondhede van hulle tyd in. Hierdie gebeurtenis is presies dieselfde. Op daai stadium is dit die wêreldmoondheid van sy tyd. Dit was eers net voor dit die Griekse tyd gewees, tyd van Alexander die Great, Alexander die Grote, en dan kom die magtige Romeinse ryk of empire tot stand. En hy beheer die wêreld. Totaal en al. Die hele Midde-Ooste is daar waar die verhaal afspeel van Jesus se geboorte en sy kruisiging, word beheer deur 'n empire. Hulle word nie deur hulle self regeer, byvoorbeeld op daai stadium nie. So 30, plus minus 30 voor Jesus se geboorte, is eintlik die groot tydperk, die bloeitydperk van hierdie Romeinse empire. Nou wat gebeur in daai tyd, en dit is belangrik nogal om dit te verstaan, want dit gaan vir ons help om te verstaan, hoekom is Jesus se probleem gewees?
Hoekom was hy 'n probleem vir die mense van sy tyd? Hoekom wil hulle hom doodgemaak het? Nou die een groot ding wat gebeur het hier so 30 voor Jesus se geboorte, was daar 'n ou met die naam van Julius Caesar, en julle ken hom, hy's nog al 'n redelike bekende ou gewees. Nou Julius Caesar het sulke geleide gemaak, dat hy eintlik, omdat hy so 'n goeie goeie gevegsou was, wil hy eintlik 'n god wees. Maar natuurlik het die aard van die saak, die mense in Rome niks daarvan gehou nie, en hulle was regtig kwaad vir hom gewees, en sy familienaam was bloot Caesar gewees. En dan, uit die aard van die saak, wat dan nou maar gebeur in sulke empires is, het baie vyande, so iemand het hom toe nou maar net doodgemaak, dood eenvoudig, en sy seun, 'n aangenome seun van hom, die word toe die Caesar, die volgende Caesar, hy die familienaam, hy vat die familienaam. En hy noem homself, gee toe vir hom die naam Octavianus. Maar hy gee toe vir homself nog 'n naam, Augustus. En dit was keiser Augustus wat die edik uitgevaardig het dat die volkstelling gehou kan word met die geboorte van Jesus. So daai selfde ou wat die seun was van Caesar, hy neem toe aan. Maar hierdie titel Augustus, dis iets belangrik dat ons dit moet verstaan, beteken majestueus of eerbiedwaardig. Nou die Romeinse keisers sien ons van daai tyd af begin 'n baie subtiele rol speel om vir hulle self name te gee wat ons ook in die Bybel vind. Majestueus, waardig, Jesus, God. So hulle begin hierdie goddelike rolle speel om vir die mense te sê, maar julle het nie ander godsdienste nodig nie. Ek is die Caesar. Ek is alles. Ek is die alles vir julle. So, Octavianus gaan toe nou en hy verklaar, toe sy pa, Julius, verklaar hy toe as goddelik. Hy sê, maar as jy die naam Caesar het, dan is jy Kyrios, jy's goddelik. Caesar Kyrios. En dit word, as jy ergens in die Romeinse Ryk is, moet jy eer gee aan Caesar Kyrios. Want hy is goddelik. Hy is die godheid. So in die Romeinse Ryk was dit alles gewees. En wat het Octavianus geword, Augustus? Hy word die seun van die God. Soos hy sy pa verklaar het tot God, uit die aard van die saak, is hy die seun van God. So jy kan verstaan hoekom hierdie ding moeilik begin word, want nou kom Jesus op die toneel. As die Here. As Kyrios in Grieks. As die seun van God. Dis problematies. Hierdie mag, hierdie empire hou nie daarvan nie. So Augustus het geregeer van so 31 tot omtrent so 14. Nou in sy tyd, of net voor hom, is die tempel in Jerusalem weer herstel. So dit was 'n redelike groot tyd geweest, maar dit het tot toenemende spanning gelei met die klomp Jode, en dis die tweede klomp in die prentjie in. Die tweede deel van ons perfekte storm is die Joodse mense se verwagtinge. Die Jode veg gestryd al vir amper op daai stadium 200 jaar om vir selfregering. Want hulle is nog altyd, eers was hulle deur die klomp Grieke geregeer, en toe word hulle deur die Romeine geregeer. En so plus minus 150 jaar voor Jesus se geboorte was daar 'n ou met die naam van Johannes Maccabeus, wat letterlik beteken het die vegter of die eysterman. En Maccabeus het vir die Jode kom sê, dis tyd dat ons hierdie juk afgooi, dat ons vry moet kom. Julle hoor al hierdie terme wat Jesus ook gebruik. Dat is die juk moet afgooi, ons moet vry kom, ons moet oorwinning beleef. En hy lei toe 'n groot revolusie. En hulle was redelik suksesvol geweest. Hulle het toe nou die Romeine so 'n bietjie op die ys gesit, maar dit het nou nie baie lank gehou nie. En toe is hulle weer terug, en toe met mag en gesag het die Romeine net hierdie onderdruk, hierdie hele opstand onderdruk, en dit het toe gelei tot 'n slegte situasie vir die Jode. Laat die Jode moes sê, maar Caesar Kyrios. Caesar is die heerser.
Eintlik moet hulle gesê het, maar Caesar is God. Jy weet, want dit was die implikasie geweest. So jy sit met die Romeinse klomp aan die een kant, en dan sit jy aan die ander kant, sit jy met hierdie klomp Joodse ouens. En in hierdie middel kom Jesus. Hy verskyn op die toneel. Want God het 'n bepaalde agenda. God gebruik alles wat hier gebeur, al hierdie goed om 'n perfekte storm te bring, eintlik waarin Jesus dan kom. So God is aan die werk om sy mense bymekaar te begin maak. En God se plan is hierdie Jesus, wat op hierdie oggend in Jerusalem aankom. En een ding wat die klomp Jode gedryf het, was die profeseë van die Ou Testament. So die Jode het vasgehou in die profeseë van die Ou Testament. Want daar is vertel in die Ou Testament van die hy wat sal kom, dis die teks wat ons gelees het. Die aanhaling in Johannes 12, as Johannes dan die verhaal vertel, dan gaan haal hy dit in die Ou Testament. En hy herinner die Jode daaraan, dat hierdie gebeure is deur God vooruitgesien. So Jesus kom op die toneel, daai oggend. En soos God se plan uitspeel, want niks in ons lewens gebeur sonder God se plan nie. Soos God se plan uitspeel op 'n oggend, is die donkie daar. En ry hy op hierdie donkie in Jerusalem in. Nou die palmtakke wat hulle daar gehad het die oggend, dis hoekom ons Palm Sondag vier met die palmtakke, was so 150 jaar vroeër toe Johannes Makkabeus, toe nou die Jode bevry het vir 'n kort tydperk, het hulle dit gevier met palmtakke. So julle verstaan die Jode se verwagting, Jesus, hier kom hierdie ou nou in, man, nou gaan die dinge gebeur, pappa. Hier gaan hy nou maak ons vir Jerusalem skoon, so hierdie klomp Romeine uit die game uit kry, en ons gaan weer regeer. Maar God se plan lyk anderste. God se plan is nie 'n oorlogsigtige redder nie. Is nie 'n Kyrios wat op 'n wit perd kom, maar die Romeine het altyd hierdie wit perde gery, vir al die heersers het wit perde gehad, dit is 'n groot simbool. Nee. Dis hierdie man op 'n donkie wat inry in Jerusalem in. En dan weer klink Psalm 118 se lofsange, hy wat kom, hy is die koning. Koning, Kyrios, daai woorde. Nee, nie die Kyrios, nie Caesar nie, maar Jesus, hy is die koning. Sy koninkryk wat hy bring ook. Hy kom en hy bring 'n ander tipe koninkryk. Nie van die empire of van die mag nie. Nie die bevryding wat die Jode in hulle koppe gehad het nie. Maar 'n dienende Christus. 'n dienende Kyrios wat hulle nie geken het nie. Hulle het nie verstaan op daai moment, maar hoe kan 'n heerser, hoe kan die seun van God so nederig wees nie? Want 'n donkie is, jy gaan nie oorlog toe met donkies nie. Nee, papi. Dis die verkeerde tool vir die job. Gaan met strydwaans en perde, mag en swaarde. En hier kom hierdie Jesus en vir 3 jaar lank was dit presies wat hy gedoen het. Hy het vrede gebring. Maar 'n ander tipe vrede. Hy het by die vrou by die put gaan sit in Johannes 4. Wat hy nie mag nie. Hy mag nie met haar gepraat het nie. Dis oor die kleurgrense soos ons taal in Suid-Afrika moet gebruik. Dis oor die gender divide. Jy praat nie met 'n vrou nie, sy is onrein. Hy het 'n slegte reputasie gehad. Maar hy gaan sit by haar. Hy bring vrede vir haar. Hy bring vrede vir die ou wat by die tollenaar wat die mense inloop. Hy bring vrede vir die blinde ou langs die pad wat niemand wil praat nie, vir die malaatses wat uit die dorp uitgeban is en nie mag bly nie omdat hulle nie malaatsheid verstaan het daai tyd nie. Hy sê nee. Sy Romeinse soldaat kom en hy sê jy met sy pak dra sy hele skiet wat hy met sy hele kiet gedra, dit was 'n wet geweest. Vir 1 myl, dan draai dit 2 myl. Dan draai dit verder.
Hy sê nee, as die ouens julle sleg behandel, draai die ander wang. Dat hulle julle ook nog aan die ander kant kan slaan. Hy's anderster. Hy's radikaal, totaal en al anderster. En die donkie waarop hy ry, is die simbool van alles dit. Die nederige dier waarop hy ry. So Jesus is nie baie gewild nie. Want ewe skielik is daar 'n klomp mense wat gesê het, nie Caesar Kyrios nie, maar Christos Kyrios. Hierdie Jesus is die Christus. Hy's die Seun van God. Verstaan julle die dilemma? Die Romeine het niks daarvan gehou. En die Jode nog minder, want hulle was teleurgesteld in hierdie Jesus. Hierdie Jesus kom, en hy bring nie swaarde en stokke nie, hy's nie Johannes Makkabeus nie. Hy's anders, totaal en al anderste. En hy kom vra, volg my. Volg my op 'n ander manier, as die oorwinning. As hierdie groot swaarde en stokke, as Caesar Kyrios, is ek Christus Kyrios, die Seun van God. Nie met 'n perd nie, maar met 'n donkie. Ons is 200 jaar, 2000 jaar later. Dis waar ons vanoggend sit. Hier, in Suid-Afrika. En rondom ons speel 'n klomp goed af. En dit lyk vir my, ons is weer op 'n moment van keuses. Ons is altyd voor keuses. Maar vanoggend weer. Die Midde-Ooste is interessant oor die afgelope 2000 jaar. Bly die Midde-Ooste altyd 'n sentrale punt in wêreldgebeure. Net soos die kruisiging 'n middelpunt in wêreldgebeure was. Want na die kruisiging omtrent 300 jaar daarna, as ons teruggaan in die geskiedenis in Konstantinopel word die Christelike godsdiens amptelik die godsdiens van die Romeinse Ryk. So Caesar Kyrios het nie oorwin nie. Christos Kyrios het oorwin. In die Romeinse Ryk 300 jaar later, na die kruisiging, aanvaar die Christendom as die godsdiens en simbolies eintlik verwyder vir Caesar en Christus word die Kyrios, word die Here. Jesus bring altyd die wêreld tot stilstand. Dis op 'n manier wat bekering in ons lewens is. Hy bring jou tot stilstand sodat jy 'n keuse moet maak. Die wêreld is altyd voor daai keuses. En heidaglik wat ons sien in die wêreld gebeure is weer 'n perfekte storm. Midde-Ooste, 'n speelplek waar dit afspeel. En kan sit jy met die Amerikaanse empire wat wil groot en magtig wees. Luister net na die retoriek. Luister net na die woorde wat gebruik word. En dan dink jy net so 'n bietjie terug oor wat ek net nou gesê het. Dis dieselfde woorde oor mag, oor power. Joodse verwagtinge. Messias het nog nie vir die Jode gekom nie. Jode wag vir die Messias. Daar hulle wil hê die Messias moet kom. Hulle het nie vir Jesus aanvaar as die Messias nie. Die oggend, die palm, die intog in Jerusalem, was almal opgewonde. Dit was 'n fees gewees. Dis die Pasga. Daar was dit duisende gewees. En hulle was bly. Vrydagoggend, toe skree dieselfde mense, kruisig hom. Dis nie die Messias nie.
dieselfde mense. Perfekte storm. Hierdie Jesus wat anderster is. Die Messias wat die dienskneg is. Hulle gaan iets van 'n altaar oor die naweek doen, die altaar waarop hy homself kom neergiet. Dis anderster. Ons is nie besig om Paasfees te vier nie. Pasga te vier nie. Ons vier die Paasfees. Dis anderster. Hierdie week is die groot lydensweek. Ons is op reis, geestelik en saam met mekaar op reis na Vrydag toe. Donderdag aand, donderdag kon stil. Dit is die nagmaal gewees. Wat hy anderster gaan sê het my hierdie Pasga is 'n Paasfees. Dit gaan oor brood en wyn. En hulle het nie verstaan nie, maar môre het hy eintlik vir hulle gesê, gaan julle dit sien? Julle gaan môre sien hoe lyk dit anderster. En dit het so gebeur. En dan die oorwinning Sondagoggend. Opstanding. Nuwe lewe, hoop. So die plek van die Midde-Ooste, wat eeue lank eintlik 'n plek van swaar is. Dit bly vir my persoonlik altyd fascinerend om te dink hoe die Midde-Ooste altyd 'n plek van konflik is. Maar daar op 'n dag verander God die prentjie. Die hartseer is hulle wat die spelers vandag daar is, verstaan nie dat Jesus dit alles kom verander het nie. Want vriende, ek en jy sit vanoggend hierso, omdat daar 'n klomp mense was, wat nie die verhaal daar gehou het nie. Daar's 'n empire wat vandag vir ons wil terugvat na daai verhaal toe. Daar's 'n klomp godsdienstige mense in ons tyd wat ons wil terugvat Jerusalem toe. Dis verby. Die voorhangsel het geskeur. Die Here het opgestaan. En hy leef. Nie in Jerusalem nie. Hy leef in die wêreld. Johannes 3:16, ek stuur julle, gaan sê vir die wêreld, ek het julle so lief, dat ek my seun gaan gee op 'n kruis. Matteus 28 vers 19, gaan vertel dit vir die wêreld. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees wil kom. Julle sal vertel, julle sal getuig. Waar? In die wêreld, nie in die Midde-Ooste nie. Daar ook. Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, Samaria in die uithoeke van die aarde. Die opstanding het plaasgevind. Ons leef nie in 'n plek van swaar kry nie. Ons leef in die oorwinningstyd na die opstanding. Ons vier dit hierdie week met 'n gewydheid, met 'n stuk erns daarin, maar ons vier fees. Sondagoggend, nou volgende Sondag hierdie tyd, vier ons fees. Die oorwinning het gekom. Christos Kyrios. Hy is die Kyrios. Ek was die week in Wellington, vergadering daar gehad. Daar's 'n interessante verhaal in ons eie kerk se geskiedenis, en dis die verhaal van Andrew Murray. Julle ken vir Andrew Murray en baie van julle al sy boeke gelees. Andrew Murray het 'n draai in die Vrystaat gemaak. Hy was die dominee gewees van die Tweetoring Kerk in Bloemfontein. So die Vrystaat is eintlik so deel van die Andrew Murray verhaal. Hy het daarvan af teruggegaan en hy die Andrew Murray sentrum begin onder in Wellington, waar sendelinge opgelei is. En vir omtrent so 80 jaar het die NG Kerk was daar so 350 sendelinge opgelei by die Andrew Murray sentrum in Wellington. En uit daai verhaal uit daai werk van daai sendelinge wat uitgegaan het net in Afrika in, het omtrent so 15 kerke ontstaan. Ons noem dit die Reformed Family Forum, Vrystaatse Kerk. Myself is nog baie betrokke by hulle, is deel van ons werk wat ons doen. En dit verteenwoordig vandag op hierdie kontinent so 16 miljoen Christene. 16 miljoen. Vrystaatse Kerk is deel daarvan. As ek hier kom preek, sal ek vir julle 'n ander verhaal vertel, as ek kom terugvoer gee.
verhaal vanoggend is, die sendelinge wat daar opgelei is, het hulle self donkies genoem. As julle ergens die voorreg het om in Wellington te kom, ry bietjie so toe, gaan dan na die Andromari sentrum toe, daar's 'n retreat sentrum, julle kan dis so 7:30 in die oggend en 12:00 in die middag en 5:30 in die aand is daar kapelgeleenthede, julle is welkom om dit by te woon. Jy kan daar inboek, jy kan daar slaap oornag as jy wil. En daar's 'n donkiebos. Hulle praat van die donkiebos. So aan die onderkant van die terrein is daar so 'n populierbos. En die sendelinge, terwyl hulle in opleiding was, het baie van hulle daar gaan sit en daar hulle roepingsverhaal gekry wat die Here hulle roep om die evangelie te gaan verkondig. En hoekom het hulle self donkies genoem? Hulle het hulle self donkies genoem omdat hulle gesê het, op hulle rug ry die goeie nuus van Jesus die wêreld in. Op hulle rug ry die goeie nuus van Jesus die wêreld in. Vriende, dis Palm Sondag. Miskien moet ons vanoggend vir die Here vra, wat is ons keuse? Ry die goeie nuus van Jesus op jou rug die wêreld in. Hoe dra jy hierdie goeie nuus van Christus Kyrios die wêreld in? Dis Palm Sondag. Dis 'n feesgeleentheid. Maar ook om weer te sê, Here, hier is ek. Op my rug. Die goeie nuus van Jesus die wêreld in. Amen. Here, ons moet maar bely vanoggend dat ons verblind word deur die mag van die wêreld. Dat ons ook soms wil hê met mag en geweld. Nie 'n donkie nie. Nie 'n dienende Jesus nie. Maar Here, U is anders. U is die gans andere. U ry op 'n donkie, die goeie nuus. U sterf aan 'n kruis, aan die hand van 'n swaard, nie met 'n swaard nie. U bring hoop, u praat met mense, u demonstreer wat liefde is, u sterf vir ons sonde. Maar u staan op as oorwinnaar. Vir my, vir elkeen wat hier sit, vir elke moslim in die Midde-Ooste, vir elke Jood, vir elke Hindoe in die wêreld, vir elke ongelowige, vir elke agnostikus, van waar die son vanoggend in die ooste opgekom het in Japan, tot waar hy vanaand ondergaan in Hawaii. Bring die goeie nuus. Mag ons hier in hierdie gemeente van Erfdeel draers word van die goeie nuus. Op ons rug dat die goeie nuus mag ry. Amen. Ek weet nie of die ding gaan speel nie. Kyk gou of hy speel. Ek het hom nou saam gemaak, ek het nou voor die tyd vergeet. Ek wil graag hierdie, as jy op hom klik. OK. Klik gou daarop hom, maar kyk asof hy speel. Ek twyfel. Ekskuus. Maar julle ken hom, julle kan hom self gaan Google ook. Tuna Mina. Pragtige lied, julle kan hom gaan Google. Hy is maar daar. Hy nie speel nie. Daar's hy.
Stuur my Jesus. Ry op my rug. Ons is die donkies. Vriende, ons gaan afsluit. Slotlied vanoggend, die liefde is 'n skuilplek vir my. So ek dink die band kan seker vorentoe kom. Dankie. Gaan uit. Vanoggend. Ek gaan die seën uitspreek en die seën einde van die erediens is nie 'n magic ding nie. Dis doeteenvoudig om te sê iets van toe na mina. Here, ek ontvang dit en dan ek persoonlik hou daarvan om my hande uit so te hou en sê Here, hier is die seën, ek ontvang dit. Ek ontvang dit en ek verstaan dat met u krag kan ek uitgaan in die wêreld. Kom ons staan, dan gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ons as laaste lied sing. Dan gaan ons huis toe. Here, baie dankie dat ons vanoggend die seën kan ontvang. Ons is hier. En daarom, Here, verstaan ons iets daarvan, dat die genade wat kom van die kruis af, die liefde van God wat U het vir die wêreld, dat U U seun gestuur het, maar die opstandingskrag van die Heilige Gees met ons almal sal wees, as U ons stuur, dat jy by ons ry mag ry, om die evangelie, die goeie nuus, die hoop, nie met magte en swaarde, met empires nie, maar met 'n dienende hart en 'n dienende gesindheid die wêreld in te vat. Amen.